Ek dink is die nuwe een. En ek seker dit moet wees. Ja, dis die nuwe een. En dit is omtrent wat die hele wêreld se reaksie op Volkswagen se lang verwagte Golf 6 was. Ek bedoel, 'n nuwe Golf is groot nuus in Suid-Afrika, groter nuus as Jay-Z, groter as rugby, groter selfs as Minky. Dis selfs groter as Joost, Genien. Behalwe met die Golf 6 gee niemand om nie. Kyk net hier. Niemand sien hom eers raak nie. Wat het van ons wêreld geword? Hierdie is 'n kar wat veronderstel is om almal tot stilstand te ruk en te skree: "Hier is ek, die begin en einde van motors, die nuwe maatstaf, die een om te hê." En niemand sien hom eens raak nie. En dit is maklik om te sien hoekom, want die nuwe Golf lyk maar baie soos die ou ene. Sure, daar's 'n bietjie Scirocco aan sy voorkant en 'n bietjie Tiguan of Touareg in sy boude, maar jy moet mooi kyk om dit te sien. Wat stilering betref, is die nuwe Golf meer van 'n Golf 5.5 as 'n Golf 6. Toegegee, as jy mooi kyk, is daar heelwat klein verskille tussen die nuwe motor en die Golf 5. Goed soos die voor- en agterligte en daai skerp voulyn wat reg deur die motor loop. Maar die feit bly staan, hierdie is meer van 'n facelift as wat dit 'n nuwe motor is. En jy kry daai selfde facelifterige gevoel as jy hom bestuur. Sy sitposisie en sy hantering en sy ritgehalte en sy stuurgevoel, dit alles voel maar net soos 'n Golf. Maar nie soos 'n nuwe Golf nie. Die een area waar jy wel 'n redelike groot verskil kan sien, is in die binneruim. Sy afmetings is identies aan die van die ou motor, maar die instrumente lyk nou heel anders. Die naalde is rooi en die middelkonsole se uitleg is omvattend opgekikker. Daar's nou 'n aantreklike radio vertoon met ronde draaiknoppe vir die ligversorging onder dit. Die liginlate lyk meer soos die EOS en Scirocco sin en die veeldoelknoppies op die stuurwiel lyk meer gesofistikeerd en voel baie meer duursaam. Sê voel alles luxer en beter aan mekaar gesit en meer duursaam as ooit vantevore, met die uitsondering van die draaiknoppies wat regtig goedkoop voel. Behalwe daarvoor, sou mens kon sweer jy ry dalk in 'n Audi of 'n BMW, en nie net wat die toerusting betref nie, maar ook hoe stil dit is. Klink amper of 'n mens stil staan. Die rede hiervoor is dat Volkswagen omtrent die hele Lesotho se GDP spandeer het op die akoestiese eienskappe van die byna nuwe Golf. Daar's 'n slim laag oor die vooruit wat help om windgeraas te te werk, asook herontwerpte kantspieëls en strokies op die deure wat help om die wind stiller te hou. Daar's meer klankdemping in die kajuit as ooit tevore, met die gevolg dat die Golf, wat in die C-segment val, voel soos 'n motor wat diep in die D-segment pas. Iets soos 'n Audi A6 of 'n BMW 5-reeks. Nee man, nie wat ry en hantering betref nie. Ons praat net van sy geraasvlakke. Voorspelbaar genoeg kom die nuwe Golf met 'n hele lot lugsakke en hy het ABS met EBD en BAS en genoeg ander 3 liter afkortings om hom 'n 5-ster Euro NCAP gradering te gee. En dan is daar natuurlik 'n klomp engines ook om van te kies, onder andere die turbo en druk aangejaagde 1.4 petrol engine wat ons hier ry. Die engine het ook in die vorige Golf diens gedoen en is heel gewild in die Tiguan. Maar ons was nog nooit regtig beïndruk met hom in die Tiguan nie, terwyl ons moet toegee, in die nuwe Golf is hy glad nie sleg nie. Sy brandstofverbruik is legendaries en met 240 Nm se wringkrag het die interessante konsep heeltemal genoeg krag vir die Golf. Die radwisseling is sekuur, die remme en koppelaar voel positief met baie terugvoer en in die algeheel vir die motor net reg.
dis alles tipies golf. En typiese Duitse styl is alles netjies, goed in mekaar gesit, perfek selfs. Maar die groot vraag bly, hoekom het Volkswagen vir ons hierdie halfgebakte nuwe Golf gegee? Eerder is die real deal wat seker eers later in die vorm van 'n Golf 7 sal volg. Die antwoord lê, soos met so baie dinge, by die rande en sente, of eerder by die euros en dollars. Want alhoewel die Golf 5 'n revolusie vir Volkswagen was, het hy een merske groot probleem gehad. Hy was peperduur om te bou. Nou selfs ons, wat nie baie goed is met wiskunde nie, kan sien hoe dit 'n probleem kan wees. Want as 'n Golf 5 jou een bedrag kos om te bou en jy hom dan in Suid-Afrika vir net 'n klein bietjie meer geld verkoop, dan is daar eenvoudig nie genoeg wins sodat almal kan geld maak nie. So hier is die crux van die saak. Die Golf 6 is nie regtig 'n nuwe Golf nie. Hy's eintlik net 'n Golf 5 wat herontwerp is sodat hulle hom goedkoper kan vervaardig. Behalwe hy kos meer as die ou model, so nou maak die Duitsers regtig baie geld uit ons uit. En met die eerste oogopslag voel dit heeltemal verkeerd, want niemand behoort darm so blaatant munt te slaan uit die kopers uit nie. Veral nie as dit in die eerste plek hulle eie skuld was dat die Golf 5 so duur was om te bou nie. En het ons gesê hy was nie net duur nie, maar dit het ook heelwat langer gevat om hom te bou as 'n Ford Focus of 'n Opel Astra. So nou gee hulle ons 'n nuwe motor wat glad nie nuut is nie, vir meer geld, alhoewel hy goedkoper is en vinniger om te bou. En hy lyk amper presies soos die oue. Dit klink vir ons soos daylight robbery. Behalwe die Golf 6 is 'n uitstekende motor. Sekerlik die beste in sy klas. Sure, hy's 'n bietjie eentonig, maar hy's uitstekend. As jy nou 'n City Golf ry en daaraan dink om vir jou 'n nuwe kar te koop, by all means, koop 'n Golf 6. Dan gaan jy teleurgestel wees nie. Maar as jy nou 'n Golf 5 ry, moenie eens daaraan dink om op te gradeer nie. Want die nuwe Golf is nog nie hier nie.